Die Heilige Gees skep lewenskragtige geloofsgemeenskappe. Wat is ons roeping? As jy vanaand moet terugdink, wat sou in jou eie gemoed uitstaan? Ek gee so 'n oomblik net van stilte en dink terug oor die afgelope paar dae. Wat het God deur sy woord, deur sy gees, wat het jy gehoor vir ons tyd, ons roeping? Kom ons raak net so stil vir 'n oomblik. Vanaand se tema, die volgende een, asseblief Johan. En onthou, ons het gesê die een en die heilig en die algemeen, en nou sê ons dan gegrond, gebou op die leer van die apostels. Anders gesê vir vanaand, waar die goeie nuus oor Jesus ons lei. Hoor iets van 'n reis, 'n stap, op pad wees, waar die goeie nuus oor Jesus ons lei. Kom ons staan weer op, en dan sê ons as teken, simbool van ons geloof, hierdie gedeeltes van Sia hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Jy kan maar weer sit. As gelowiges, as disippels, Here Jesus, kan ons vanaand nie anders om die Vader en die Seun en die Heilige Gees te eer en te dank vir genade wat ons onverdiend, oorvloedig uit U hand uit ontvang. Dankie vir vreugde en lewe, vergifnis en vrede, wat U aan ons skenk, as U kinders in hierdie wêreld. Dankie dat ons so saam kan wees, saam daaroor kan sing, lofliedere, geestelike liedere, psalms, om dankie te sê, om U naam groot te maak, om te sê, dis die heel beste, om dit te kan doen. O Heilige Gees, U wek die liefde in ons. U motiveer ons, U lei ons, U skep dit in ons, om hierdie gemeenskap van gelowiges so saam te vier, te beleef, te ervaar. Al is dit koud, al is dit partykeer donker daar buite. Getuig U, wys U ons van die lig wat helder skyn. In hierdie lewe
is ons op reis van punt na punt. Partykeer vinnig, partykeer stadig. Partykeer kry ons skaars om asem te haal. Partykeer raak ons uit asem uit. Wil U vanaand vir ons help om hierdie reis so te loop soos wat U wil hê ons dit moet doen. Gee vir ons rigting, gee vir ons koers. Verduidelik ons roeping, ons taak, ons opdrag. Duidelik en helder as U kinders, in geloofsgemeenskappe in Kroonstad, in die Vrystaat in ons land, U kinders oor die wêreld, dat in hierdie stikkende wêreld sal deurbreek U koninkryk, tekens daarvan, dat dit 'n werklikheid is. Help vir ons om vanaand iets uit Paulus se reis te leer, van hoe hy met hom 'n pad geloop het, hom geroep, gestuur, gebruik het, as 'n diensknegt in die koninkryk. Wil U vanaand met ons praat, dat ons ook sal kan hoor. Ons bid dit in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit Efesiërs 3, vanaf vers 1 tot vers 13. Paulus teken op iets van sy verhaal, autobiografie as jy wil, hoe hy dit beleef en ervaar het, om as 'n diensknegt op weg te wees. Kom ons luister daarna en vra dan maar, wat leer ons daaruit? Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, terwille van julle die heidene. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening van God se genade teenoor julle aan my toevertrou is. Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my innig in die geheimenis, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak nie, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan ek ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy genadig ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus ons Here. In hom het ons deur geloof in hom 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word as gevolg van my verdrukking ter wille van julle nie. Dit sal julle tot eer strek. Tot sover ons skriflesing. Vriende, na die hemelvaart van die Here Jesus Christus word die Heilige Gees uitgestort en kry die disippels hierdie opdrag dan om die evangelie te gaan verkondig. Om te gaan vertel wat Jesus Christus 'n werklikheid kom maak het. Die era van die Christelike kerk
breek aan. Jesus se opdrag aan sy disippels om die evangelie te versprei, word uitgedra die wêreld in. In Handelinge 1 vers 8 sê hy, julle moet gaan verkondig, hier in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Ek dink altyd so daaraan, is dit waar? Die antwoord is ja. Ons sit aan die uithoeke van die aarde. Die feit dat ons vanaand hier is en dit bely, beteken, Matteus 28 of Handelinge 1, het waar geword. Die evangelie is versprei. Hierdie is die wesenlike opdrag en oorsprong van die bestaansrede van die kerk. 'n Gehoorsame gemeenskap van gelowiges wat hierdie evangelie op hierdie uithoek, ek sal nou nie Kroonstad die uiterste van die aarde noem nie, maar op hierdie uithoek van die wêreld, hier is die evangelie en hier praat en leef ons daaroor. Vertel ons die omvattende werklikheid dat Jesus Christus die Here is, dat hy regeer. Kan ons vanaand iets uit hierdie autobiografiese verhaal van Paulus leer om ons te help? Hy skryf dan aan hulle hier in hierdie paar verse iets van sy lewensverhaal. Hoe hy dit begin het, dat hy geroep en gestuur is om die evangelie te verkondig. Ken die verhaal van die Damaskuspad, waar hierdie vervolger van die kerk, ywerig vervolger, fanatiese vervolger, so omdraai en dan die verkondiger word van hierdie evangelie. Hoe hy op 3 sendingreise deur die klein Asië wêreld gegaan het en die evangelie verkondig het. Hoe hy gesê het, maar hierdie groot genade het vir hom 'n opdrag geword. Hy is 'n diensknegt in diens van die evangelie. Nie verwaand nie, nie hoogmoedig nie, maar skryf hy baie duidelik wie hy is, wat nou met hierdie boodskap op reis is. Uit genade het hy dit gekry. Hy's 'n dienaar van hierdie evangelie. Hy's die geringste, die minste van hierdie apostels. Hy's maar net 'n boodskapper wat kom bekend maak, maar net 'n ligdraer. Sy gehoorsaamheid lei daartoe dat terwyl hy waarskynlik hierdie skryf, reeds in die tronk is, 'n gevangene wat swaar kry. Dis sy reisplan van Damaskus af, hoe hy in gehoorsaamheid hierdie evangelie verkondig het, diensbaar in sy lewe is, as 'n voorbeeld om te sê, maar hier het ons die boodskap van Jesus Christus, wat uitgedra moet word. Waaroor gaan hierdie evangelie, wat hy uitdra? Hierdie geheimenis, wat bekend gemaak is. In hierdie gedeelte het ons baie duidelik gehoor, en deur die loop van die afgelope tyd, dink ek het dit goed gehoor. Hy word die apostel, wat bekend moet kom maak, dat God se wêreld, God se koninkryk, God se verlossing, is nie meer net beperk tot die verbondsvolk daar in Israel, in Judea nie. Dit breek uit. Sy volle rykdom word nou 'n werklikheid. Die evangelie, die blye boodskap, breek deur, letterlik tot aan die uithoeke van die wêreld toe. Die inhoud, skryf hy, is dat nie Jode ook nou verstaan dat Jesus Christus vir hulle kom insluit in sy heilsplan. Niemand word meer uitgesluit nie. Dit word 'n omvattende evangelie wat oral verkondig en vertel moet word. Vers 8 sê hierdie mooi woorde, die evangelie van die onpeilbare rykdom van Jesus Christus. Dis die evangelie wat vir jou die lewe gee. In verbondenheid, sê hy vers 12, kan ons met vertroue en vrymoedigheid na God gaan. Lê daar 'n stuk sekerheid
in hierdie oortuiging dat Jesus Christus die Here is. Hierdie evangelie is die heel beste nuus wat enige mens kan hoor. Dis die skat van groot waarde. Dis waarvoor hy sy hele lewe wy, om te sê, maar ek is op reis. Ek is die dienskneg wat hierdie evangelie uitdra en verder vat. As ons dit dan so bely, op grond van die leer van die apostels, op grond van hoe Christus ons geroep en gestuur het, dan word dit ons beweegrede. Dan is die bestaan van die kerk, van 'n geloofsgemeenskap hieroor. Dis die opdrag. Gaan en verkondig, vertel. Ons kan nie terugsit, gemaksigtig word, sê maar dis nou klaar nie. Ons het uiteindelik gearriveer nie. Die belydenis van Nicea, wat ons oor die kerk gesê het, hoop ek help ons om te verstaan op hierdie pad, op hierdie reis wat ons is. Ons is saam op hierdie reis. Dis net een kerk, waar ons by mekaar kom, waar ons 'n gemeenskap van gelowiges vorm, ten spyte van verskille, waar ons saamwerk, omdat ons hierdie verbondenheid het aan die drie-enige God, waar ons saamkom, waar ons getrou is, waar daar integriteit is, en as ons sê ons het lief, ons lewe uit die vergifnis uit, ons lewe die boodskap van versoening uit, ons is getrou, want ons word genoem heiliges. Ons weet ook, as ons dit bely, ons moet oor grense beweeg. Hierdie lig moet verder uitgedra word. Hier is nog donker kolle op verskillende plekke. As geloofsgemeenskap, dit wat ons met mekaar deel, moet ons dit leef en sigbaar maak, sodat die lig die duisternis kan verdryf. Die Gees van God kom skep 'n nuwe geloofsgemeenskap wat lewe, wat op reis is. En hier is 'n dinamika in die Gees wat lewend maak, die Gees wat ons lei op paaie en plekke wat nie altyd maklik is nie. Daarvan getuig Paulus se verhaal ook hier. Maar dis die reis. Dis 'n reis wat nie 100% uitgestippel is nie, maar ons weet waarheen ons geroep word en waarheen ons gestuur word. Soos wat Paulus sê, maar ek is 'n dienskneg ter wille van hierdie evangelie. Dink ek, glo ek, moet ons vir mekaar sê, ons as geloofsgemeenskap is ook diensknegte om hierdie evangelie uit te dra. Nie magtig nie, nie in krag nie, maar ondergeskik. Ons het mekaar nodig. Die liggaam het dit vir ons baie mooi verduidelik. Ek kan nie alles wees nie, ek kan nie alles doen as 'n individu nie. In die gemeenskap van die gelowiges kan ons saam diensbaar wees. Die styl is nie arrogant nie, nie hoogmoedig nie, maar die van 'n dienaar. Hierdie orals, hierdie plekke, onverwagte plekke, sê ons moet na die ander gaan soek. 'n ander in sy volle konsekwensie. Anders as ek, ander seer, ander pyn, ander maniere van doen. Daai grense moet ons oorsteek. Paulus het vir ons daar 'n voorbeeld gestel. As hy dan, die tyd wat voorlê, hierdie belydenis sê, wat dink u, sê u, bely u,
oor wat die kerk is. Hoe sou ons vanaand dink oor hoe dit met die kerk, met geloofsgemeenskappe in ons land, in ons provinsie, in ons dorp gaan? Theodor Wedel skryf 'n gelykenis oor die kerk. Dalk het jy dit al gehoor, maar dit bly vir my 'n aangrypende verhaal, wat ek dink baie keer vir ons ontbloot in selfondersoek, van waar is ons nou, en hoe gaan dit nou met die kerk? Hy vergelyk die kerk, as hy die verhaal vertel, gelykenis is 'n storie, met 'n klein reddingsstasie, wat aan 'n kuslyn geleë is, gevaarlike kuslyn. En van tyd tot tyd is daar 'n skip wat strand. En dan is hier 'n paar mense in hierdie stasietjie, wat dan in hulle bootjie uitroei, en mense gaan red, want dis hoekom hulle daar is. En so red hulle mense, en so word dit meer bekend van hierdie klein stasietjie, wat mense red. Dis hulle roeping, dis hulle werk. Maar soos wat dit bekend word wat hulle doen, kry hulle meer inkomste. Gaan dit 'n bietjie beter met hulle? Kan hulle die gebouetjie van hulle so 'n bietjie opknap? Kan hulle die ou stikkende bedjies waar hulle mense op versorg het, kan hulle vervang, beter kry? Gaan dit later so goed met die reddingsstasietjie, dat hulle 'n paar spanne kan inhuur? So nou hoef die oorspronklike mense wat uitgegaan het om te gaan help en red, kan hulle nou in die knusheid van die gebouetjie wat hulle opgeknap het sit, en hulle stuur die reddingsspanne uit om dit te gaan doen. Kontrakteer die werk so bietjie uit. So gebeur dit, gaan die gelykenis, dat eendag daar 'n redelike groot skip daar strand, met 'n klomp vreemde mense, matrose, wat nie soos hulle is en lyk nie, en die reddingswerkers bring hulle in, maar dit veroorsaak 'n bietjie moeilikheid in hierdie huisietjie wat nou 'n klaphuis geword het. Want hierdie vuil mense en hierdie slordige mense, wat ons nie verstaan nie, ontstig hulle 'n bietjie. En toe is daar nou 'n hele gesprek oor wat moet hulle doen. En 'n klomp sê nee, ons moet daar buite 'n kraan en 'n stort en 'n ding opsit, sodat hulle eers daar buite kan skoon kry voor hulle hier by ons inkom. En so van daar toe nou 'n skeuring plaas in die gemeenskapietjie, sy huis, se klaphuis. En ontstaan daar weer verder af langs die kuslyn 'n klein klaphuisie wat nou weer bietjie ernstig is oor die reddingswerk. Theodor Wedel skryf so verder aan om dan te sê, maar elke keer herhaal die verhaal om, en dan word dit weer beter, en dan kry hulle mooi goed, hulle het self 'n simbool van 'n bootjie ergens, 'n reddingsbootjie, en dan stig hulle weer af. En langs die kuslyn kry jy dan, baie jaar later, so 'n klompie klaphuise. Maar uiteindelik verloor hulle om te sê, dit gaan oor die redding van mense wat strand in 'n skip. Nie 'n reddingsstasie nie, maar 'n klaphuis. In die kerk het ons as gemeentes dalk nie maar klaphuise geword en vergeet om 'n reddingsstasie te wees nie. Ferdinand Daist sê die volgende: die kerk is nie daar vir homself nie. Die kerk is nie daar vir Christene nie. Die kerk is daar vir stikkende, vuil, honger, verontregte, werklose, daklose mense. So tot sover Ferdinand se aanhaling. Paulus skryf, vir hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. Mag die Gees wat lewend maak, ons lei om te sê, individueel, saam as kerk, vir hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. Amen.